Potchefstroom is die eerste dorp wat in die destydse Transvaal gestig is. Daarom het dit verskeie argitektoniese meesterstukke, soos hierdie NG Moedergemeente. Soos mense van heinde en verre na Potchefstroom gekom het hierdie kerk as baken en landmerk gedien. Toe Potchefstroom begin is in 1838, was die mense nog nie georganiseerd in gemeentes nie. Dit is eintlik maar eers van rondom 1840 af wat die gemeentes begin is. Die inwoners van die dorp het by hulle huisies of by waans op die markplein bymekaar gekom en dienste gehou. Die eerste samekoms is binne 'n kring waans gehou. Die Kaapse Synode is gevra of hulle nie 'n predikant en ouderling wil afvaardig om die gemeente Potchefstroom te bedien nie. Die eerste afvaardiging was onder Dominee Daniel Lindley. Die een tannie het nog gesê toe hulle hier aankom, ag nee, julle bring vir Harry saam. Weet die Engelse koloniale beleid is agter julle en saam met die kerk. So wat kom soek julle hier? Hulle het uiteindelik die inwoners oortuig om dienste by te woon. Dit het al die formaliteite soos huwelike, doop en nagmaal gedek. Jy het tog wel gekry dat die vroeë inwoners van die dorp, al was hulle nou verloof, dan was daar gewoonlik 'n kind. Of dan is die kind ook sommer saamgedoop as hulle in die huwelik bevestig is. Dominee Martinus Fik, die eerste voltydse predikant, het met 'n fondsinsameling begin om 'n kerk te bou en in Februarie 1894 is die droom verwesenlik. In die ou dae het mens eerste die imposante kerk uit Klerksdorp se rigting gesien. Die geskiedkundige foto met die koeie wat voor die kerk wei, hang vandag in die kerk se konsistorie. Verskeie rampe het die kerk getref en benewens restaurasieprobleme het 'n brand in 2007 die hele binnekant binne 'n halfuur verwoes. Daar het net die mure gestaan. Alles verder was uitgebrand en 'n enkele metaalvoorwerp het oorgebly. Oorblyfsels het belangrike leidrade vir die restaurasieproses verskaf. Om die reste te kry is die kerk in blokke verdeel en 'n soort argeologiese soektog is van stapel gestuur. Blok vir blok is stelselmatig gesif. Ons het interessante goed gekry, byvoorbeeld die metaalpilare waarop die galery rus. Dit is ongelooflik mooi. Hulle is deur die kunstenaar Barend Grobler weer geverf in 'n ou verftegniek en hulle is een van die pronkstukke. Toe is daar 'n span saamgestel deur die kerkraad wat die restaurasie moes behartig. Dit het bestaan uit 'n argitek en 'n kosteberekenaar, 'n bourekenaar en ek en dan iemand van die kerkraad. Geld was 'n groot probleem en die span wat die restaurasie moes orkestreer, het self ingespring om geld te kollekteer. Met die vordering van die restaurasie kon ons baie interessante dinge van nader sien wat nou vroeër verbygegaan het omdat ons nou op die vloer gekonsentreer het. En een van die heerlike dinge was die ventilasie wat by die vensters aangebring is. Die gieteysterplaatjies bo-op is vernietig, maar gelukkig was voorbeelde beskikbaar om namaaksels te maak. En daarmee kon jy nou toemaak as dit in die winter met 'n koue wind inkom en oopmaak in die somer as dit warm is. En jy kon dit ook verstel. Benewens veranderinge aan die dak moes vals suursteenfondasies tot op vensterhoogte gebou word. Argitektonies kan die kerk as goties beskryf word en 'n mens kan dit veral sien in die gebou se vensters. Wat die gotiese styl geskik vir die Suid-Afrikaanse klimaat maak, is die hoë mure en kleinerige vensters. Die tydperk en die styl staan bekend as die koloniale uitvoering van die neogotiek. Die simboliek is nog altyd dieselfde, want die grondplan is 'n kruis. Die sentrale skip met die twee arms aan weerskante. Anders as met die katolieke kerke uit die middeleeue is die preekstoel in die sentrum gestel. En dit is 'n baie mooi simboliek want dit gaan daaroor dat dit die woord van God is wat die sentrum inneem en die verkondiging daarvan. Niemand anders as president Paul Kruger van die ZAR het die hoeksteen van hierdie moedergemeente gelê nie. Die hoeksteen is deel simbolies van die Afrikanerse geskiedenis omdat dit in 1914 'n rol in die rebellie sou speel. Hierdie kerk was ook 'n baken van hoop na die tragedie van die Anglo-Boereoorlog.
Dominee Wors was van die eerste predikante wat ek dink oor die gemeente laat groei het en laat bloei het, dat al die ander kerke hier kan uitstig soos die Sappekerk of die Mooirivier NG Kerk, wat dan in die 20ers begin is. En ja, dit was maar ook 'n moeilike stryd in die politiek binne die kerk tussen die nasionale en die Sappekerk. En ja, dit is hoekom baie mense ook vandag nog dit die Dominee Wors Kerk noem. In die begin van die 19de eeu het die Afrikaners polities geskeur en het die era van die natte en die sappe aangebreek. Die sappe het toe hierdie kerk verlaat en 'n kerk nie ver hiervandaan gestig. Sappe was 'n politieke groepering onder leiding van Jan Smuts, wat in die Anglo-Boereoorlog 'n beroemde generaal was, maar wat na die oorlog die Britse Ryk ondersteun het. Natte, of nasionaliste, was verbitterd oor die oorlog en het leiers soos Hertzog en later Malan gevolg. Die nat-sap verdeeldheid het ook die kerk laat skeur en die sap-seksie het weggebreek en 'n gemeente net meer as 'n kilometer verder gestig. Ek dink predikante in verskeie tydperke het 'n interessantheid rondom hulle. En mense kan eintlik 'n hele boek oor hulle skryf in Potchefstroom. Iemand wat ook hier begin het was Beyers Nodee as jong predikant, en hy sou ook later die NG Kerk verlaat het oor sy sieninge, en dan ook 'n hele nuwe rigting in teologie en in denke van kerkwees in Suid-Afrika begin het. Vra die mense van Potchefstroom, waar is die hervormde kerk? En meeste van hulle sal vir jou sê, dis hoor aan die stadsaal. Hierdie opmerklike kerk was verlang die fokuspunt van die dorp. Die tydvlak is nou wat ons wil praat rondom 1840, 41. En Potchefstroom was toe nou al bekend as die tuindorp, of dorp met die skoonste water, want die Mooirivier se water was baie skoon. Nou oor die vestiging hier word dan ook vereis dat hier 'n kerk moes gebou gewees het. Weereens, die eerste kerkie is hier so op die hoek van Kerkstraat en die ou Potgieter gebou. En wat baie interessant was, dit was nou ook weer 'n klei struktuurkerkie met sy mure so ongeveer 5 meter hoog. En dit is toe nou sommer ook gebruik as skooltjie, kerk, en ook sommer dan waar die regering of dan NW Pretorius en sy volksraad bymekaar gekom het. Maar as gevolg van sy oorgebruik en die gemeente het gegroei, het hulle gevoel dat hulle hulle eie kerk wou bou. So die eerste kerkie is dan half weer platgeslaan en die tweede kerk is dan hier opgerig. En interessant, die eerste kerk het ook 'n strooidak gehad en hy is in die kruisvorm gebou sonder die toring. Soos meeste ander kerke met 'n gotiese karakter, is hierdie kerk ook in die vorm van 'n kruis ontwerp. Vensters in die mure is baie dik gebou met hoë gotiese vensters wat ritmies deur die hele kerk versprei is. Die hervormde kerk is in 1965 tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar. Maar kom ons gaan kyk hoe lyk dit binne. Die banke en preekstoel is van geelhout en die preekstoel is met 'n perdekar van Pieter Maritzburg aangery. Die preekstoel word steeds gebruik soos in die ou dae. Wat ook baie interessant was, is dat die dak het hulle besluit om wit te verf, want dit sou in daardie tyd dan sy natuurlike kleur gehad het. Maar vir funksionaliteit en vir die sterk argitektoniese waarde van die kerk, het hulle dit dan nou weer wit geverf. Die kerk is gerestaureer tot sy oorspronklike vorm en met die skoonmaak van die mure is daar op die oorspronklike kleur afgekom. Die kerk is toe dieselfde kleur geverf. Sommige geelhoutbanke was geverf, maar dit is herstel en stewiger gemaak.
Die orgel is ook baie uniek. Hy het beskilderde orgelpype. Hy word ook gesien as 'n barokorgel. Nou vandag is dit baie moeilik om hom te bespeel. Jy moet omtrent 'n redelike energiekrag en jou bene om hom te bespeel. Ja, hy is van Engeland af gebring met die skip tot in die Kaap en van die Kaap is hy per Ossewa aangery. Hier agter my is 'n replika van die oorspronklike borsbeeld van die heel eerste voltydse predikant noord van die Vaalrivier, Dominee Dirk van der Hof, een van Suid-Afrika se groot kerkvaders. Die inwyding van die kerk op 26 Desember 1859 is deur niemand anders as president M.W. Pretorius gedoen nie. Hy het ook die hoeksteen van die kerk onthul. Die kerk is ook 'n lewende wese wat almal verwys. As jy ook pad verduidelik in Potchefstroom, is dit een van die eerste teikens of bakermat kerke wat jy dan aandui, dat as mense die kerk sien, dan kan hulle self ook oriënteer waar hulle is. Enige studie van Potchefstroom en die ou Transvaalse geskiedenis is onvolledig as die rol van kerke nie erken word nie. Nie alleen het hulle deel van die staatkundige en godsdienstige ontwikkeling gevorm nie, maar die kerkgeboue is argitektoniese kosbarehede wat help om Potchefstroom 'n besondere plek te maak. Laat gerus genoeg tyd toe om die NG Moederkerk en die Hervormde Kerk te besoek.